Goeiemiddag luisteraars. Ek is Sherry Breinhart en ek is 43 jaar oud. En hier langs my sit 'n wonderlike vrou. Dis Dr. Dorothy Russell wat net langs my sit. Tannie Dorothy, baie welkom in hierdie ateljee. Ek sien baie uit na ons geselsie vandag. Ag Sherry, dit is regtig vir my 'n voorreg en hierdie is vir my absoluut spiksplinter nuut om so iets te doen. So mense hoor net van al die nuwe ontwikkelinge in digitale goed. So baie dankie dat jy my genooi het. Plesier Tannie. Tannie, ek wil vir Tannie hoor, wie is Tannie as Tannie by die werk is en ook by die huis is? Weet jy, ek is oral dieselfde. Dit kan ek vir jou sê. So ek is 'n arbeidsterapeut, my beroep is 'n arbeidsterapeut. Ek het nou 43 jaar wat ek 'n arbeidsterapeut is en ek is 40 jaar by een plek, by die Bloemfontein Kinderinligtingseentrum, by Departement Pediatrie by die Mediese Fakulteit op kampus by die Universiteit van die Vrystaat. So, maar ek is nie 'n ander persoon nie. Ek het my beginsel vastheid in die Here is presies dieselfde by die werk en by die huis. Baie interessant. Dan wil ek ook graag weet van die Bloemfontein Kinderinligtingseentrum. Wanneer het dit begin en in watter departement vir die sentrum by die Universiteit van die Vrystaat? Die is 'n baie unieke sentrum wat 40 jaar terug in 1985 geopen is. Ek was die eerste arbeidsterapeut wat daar gewerk het. En oor al die jare, aanvanklik was dit meer 'n raad en advies wat ek vir ouers gegee het en verwys het na die regte plekke toe met 'n speelgoedbiblioteek, 'n opvoedkundige speelgoedbiblioteek wat mense speelgoed kom uitneem het. En soos wat die tyd ek hou van nuwe ontwikkelings en nuwe planne, het ek met intervensie begin met kinders met Down syndroom, met babas. Dit is regtig my passie. En so ek doen dit nou vir die intervensie doen ek vir meer as 20 jaar. Ek werk omtrent vir 36 jaar lank met persone met Down syndroom. En so die kinderinligtingseentrum is dis 'n gemeenskapsentrum en dit is deel van Departement Pediatrie by die Mediese Fakulteit of die skool vir die mediese skool by die Vrystaatse Universiteit. Nou as ek maar vra Tannie, watse raad gee Tannie gewoonlik dan vir die Weet jy, mammas? aanvanklik, daar was nie so iets soos Google nie. Daar was ook nie internet en al hierdie volksvreemde nuwe digitale goed wat nou basies dit is algemeen, maar in daardie dae het jy 'n telefoon gehad en dit was 'n landlyn. So ouers het my geskakel as hulle byvoorbeeld wou weet, hoe dissiplineer ek my kind? En dan gee jy sulke inligting vir ouers en jy gee raad en advies daaroor en jy gee modelle van hoe jy dissipline toepas. En so dit is 'n eenvoudige, maar om ouers te wees is nogal regtig. Daar's nie soveel boeke wat jou as ma beskryf en jou kind beskryf nie. Ja. So en oor al die jare het ek nogal regtig met baie ma's te doen gekry en pa's. En daar het ek het nie net wat jy lees nie, maar dit wat jy by ander ouers leer en dit wat jy by kinders leer. So dit is wat ek oor al die jare gedoen het. En toe kom dan natuurlik internet en so mense werk het minder gaan want almal Google alles. Maar daar is tog goed wat jy as ma onseker oor is. En dit is om 'n ouer te wees is nogal 'n alleenwerk. En daar's nie altyd en jy wil ook nie by iemand anders te gaan hoor want jy voel jy moet alles weet. En Ja. as ouer kan jy nie alles weet nie. Ja. En Tannie, wanneer sluit hierdie kinderinligtingseentrum en die speelgoedbiblioteek? Vertel ons, wanneer sluit dit amptelik en is dit nou regtig permanent? Ek tree af volgende jaar einde Februarie, dan is ek 65 en dan sluit die sentrum, dit gaan nie verder aangaan nie. So vir 40 jaar het ek nou daar gewerk en die speelgoedbiblioteek het ek ook so oor 'n tydperk
minder lede begin kry, want speelgoed was ook baie meer makliker en maklik bekostigbaar en met al hierdie nuwe platforms wat jy speelgoed kan koop, het dit geraak dat mense nie meer die speelgoedbiblioteek so besoek nie. So dit het die ledetal aanvanklik in daardie vroeëre jare het ek 360 kinders gehad wat en elkeen het 2 speelgoed gekry vir elke tweede week en dan het ek verduidelik aan die ouers hoe om daarmee te speel en wat om te verwag. So daar was altyd hierdie beter interaksie tussen ouers en kinders en jy het jou kind ook so leer ken. Maar daardie het, soos ek sê, so in hierdie jaar het ek my laaste lede gehad en die speelgoed het toe gegee vir gemeenskaps so ECD, die Educational Centers in Mangaung en in Tromsburg. So ek het vir hulle die speelgoed absoluut gekategoriseer en in groot containers gesit en dit is na daardie skole toegeneem. So ek het al die en daar was in Tweespruit het ek 'n skool gehelp en soos ek sê in Mangaung ook 2 skole. Okay. Kleuterskole. Dit klink baie interessant. Nou wat is dan die se titel by die kinderinligtingseentrum en hoe het die kinderinligtingseentrum by die universiteit en ook die gemeenskap gehelp? Wel, toe ek as 'n jong arbeidsterapeut daar begin werk het, was dit nogal vir my 'n indrukwekkende titel. Ek was 'n direkteur van die kinderinligtingseentrum. Maar ek was jare alleen. Ek het af en toe het ek 'n arbeidsterapeut gehad wat kom help het met die speelgoedbiblioteek. En dit is 'n gemeenskapsdiens wat gelewer is deur die universiteit dan. Wat dan ook ouers kon help en dit was ook ek glo 'n groot bemarking van wat die universiteit wat se dienste gelewer kan word aan die publiek. En so oor die jare het ek regtig dit is vir my 'n ontsettende groot voorreg gewees en nog steeds, al is dit nou die laaste paar maande om vir die universiteit te werk. Dit die meeste van my lewe het ek vir die instansie gewerk en die waardering vir wat ek gedoen het en wat ek dan kon doen op so 'n vlak omrede gemeenskapswerk regtig in die laaste 30 jaar het dit baie meer uitgebrei en ek was dadelik as arbeidsterapeut kon ek my kennis so toepas om dan ouers te kan help en kinders wat spesiale behoeftes het, maar nie net vir hulle nie, maar ouers wat tipiese ontwikkelde kinders ook het. So, want ouerskap maak nie saak of jy 'n kind het met spesiale behoeftes en of dit 'n kind is wat geen ander probleme het nie of uitdagings nie. Ek glo mense het hulp nodig. Jy het 'n oor soms nodig. Okay. So en ek het in al die en ek was ook bevoorreg om my PhD te kon doen en ek het dit gedoen spesifiek in ek het 'n program ontwikkel vir babas tot en met 42 maande met ontwikkeling vir kinders, babas met Down syndroom. So dit was my unieke bydrae tot die gemeenskap. So as ek mag vra, wat is die program se naam? Dit is die afkorting is DRSP. Dit is Developmental Resource Stimulation Program. En dit is 'n program wat ek getoets het en die impak daarvan op die baba se ontwikkeling en dit was baie positief. En die tendense het gewys dat die kinders se kognitiewe of jou breinontwikkeling het versnel en dan ook jou fynmotoriese ontwikkeling, die babas. En in die literatuur word daar gesê dat die baba met Down syndroom kan nie so goed vorder nie en ek het die teendeel bewys. En dit was kort om te sê dit was moontlik om te bewys dat as jy goeie stimulasie doen, dat die kinders hulle tot hulle volle potensiaal kan bereik en nie hoef terug te staan vir enige ander kind nie.
Dokter Russell, ek wil net hoor, kan jy nie asseblief vir die ouers 'n paar idees gee wanneer hulle kinders grootmaak nie? Want weet jy, tipiese kinders het dieselfde stimulasie nodig as kinders wat spesiale behoeftes het. So ek dink alle ouers kan bietjie moet luister met blink oë om idees te kry, want wat vir my wonderlik van jou program was, is dis nie 'n program wat 'n klomp geld kos nie. Vertel net so 'n bietjie vir die ouers van jou gevoel oor kinders grootmaak. Ek het nog nooit daarvan gehou dat 'n mens geld onnodig mors nie. Ek dink dit was nogal by my behoud. Maar wat ek ook geleer het, is dat kinders speel nie met opvoedkundige speelgoed as hulle babietjies is nie en tot en met 20 maande nie. So wat doen jy? Die kinders speel eerder met 'n kartondoos of 'n boks, of hulle speel met lakens wat hulle tente bou, of hulle speel met die teelepels in die kombuis en potte en panne. Dit is die gunsteling speelgoed waarmee kinders speel, babas speel. En nou het jy al hierdie opvoedkundige speelgoed, maar die kinders wil nie daarmee speel nie. Hulle wil eerder die honde se pille eet of hulle wil sekere so ek praat van die aktiwiteite in en om jou huis wat jou niks kos nie. Dit is reeds daar. In die ou dae het 'n mens nie die videobande of jou kasetbande. Kinders het daarvan gehou om daardie so uit te torring en uit te trek en dan dit is hand-oog-koördinasie. So jy het dit nodig om dit te kan doen. So al daardie goeders het die kinders daarmee gespeel. Vandag is dit selfone. In die ou dae was dit 'n gewone telefoon wat jy rondom talie omtrent gespeel het en die gehoor stuk vasgehou het. So daar was ander goed waarmee jy kon speel in wat stimulasie was. So jy het kognitief het jy die kinders die beplanning mee gehelp. Jy het hand-oog-koördinasie gedoen. As die kinders hurk sit om sê die hondepille uit die bak uithaal, is dit hand-oog-koördinasie en dan het jy ook grofmotories wat jy balans oefen. So ek het die ouers probeer wys dat speel en spel kan goedkoop wees, maar dit kan ook baie stimulerend wees. En die ouers kan ook baie makliker betrokke wees. So ek het die speelgoed wat ek doen of wat ek ingesluit het in my program, sluit 3 plastiekbekers in, 4 teelepels en 'n waslap. Want jy kan nie potte en panne in jou handsak saamsleep om laat die kind speel nie en groot lepels nie, so teelepels werk makliker en dan ook koppies en 'n waslap want jy kan ook die komberse en lakens saam met jou dra nie. So en daai het ek uit navorsing het ek op daardie 3 aktiwiteite besluit. Want dit is alle mense het dit in hulle huise, maar baie mense ouers wil nie hulle kinders moet daarmee speel nie. Ja. Maar jy kan stimuleer met daardie 3 apparate. Ek noem dit sommer dit is toys in a handbag. Sjoe, dis 'n mondvol. Ek wil ook graag wil weet watter impak het die kinderinligtingseentrum op ouers en pasiënte gehad? Ek moet sê dis nogal dit is 'n lekker vraag want hoe meet jy jou dienste? En jy meet jou dienste daarin dat mense terugkom. En hoe het ek die dienste oor die jare kon meet is dat die oumas kom speelgoed uitneem met vir hulle kleinkinders en dat hulle dogters wat deel was van die speelgoedbiblioteek het vir nie net die oumas het nie, maar die dogters het kom aansluit. So ek het 3de, 4de geslag persone gehad wat by die speelgoedbiblioteek was. En ek het nog net altyd ek was relatief baie besig. Want ek hou daarvan om besig te wees en ek hou daarvan om dienste lewer. So die impak op die gemeenskap is dat ek glo daar's ouers wat baie gemakliker is met hulle kinders. Ek het nou die dag 'n pa gehad wat terwyl ek die kind geëvalueer het hy gesien hoe tree ek op en sekere dissipline wat ek toepas ook en raad sê oor hoe moet 'n mens dan ek is nie 'n spraakterapeut nie, maar in 'n holistiese, ek praat van holistiese,
dat ek kyk na die hele kind, ek kyk nie net na sekere mylpale nie, maar ek kyk na die hele baba en ek kyk na die huisgesin en hoe die impak is, so dat ek dan vir die ouers kan sê, dit is hoe jy moet maak. Ek het jou kind nou in hierdie situasie gesien, maar dit is hoe jy dissipline kan doen. Dit is hoe jy taalvaardighede kan verbeter deur sekere op 'n ander manier met jou kind interaksie te hê. So ek glo ek het nie navorsing gedoen om te sê, dit is hoe oulik ek was nie, want dit is nie ek nie. Dit is regtig dat 'n mens jou gawes gebruik wat die Here vir jou gee om dan met ouers te kan werk en met babas te kan werk. Dokter Russell, ek wil weer hierin kom. My gevoel was altyd 'n terapeut help die kind. En nou sien ek deesdae baie mammas laai die kinders af by Engelse klassies en spraakklassies en al die klassies. Wat is jou gevoel oor die betrokkenheid van die ouer as jy terapie gee? Waar is die ouer? Pla dit jou as die ouer deel van die klas is of verkies jy dat die ouer daar is sodat die ouer opvolgwerk kan doen? Verduidelik net bietjie die ouer se rol. Ek kan nie sonder ouers werk nie. So ouers maak my vreeslik gemaklik voel saam met hulle kinders en hulle babas, want ek werk met babas. So jy kan nie, ek kan glad nie sonder 'n ouer werk nie. Ouers kalmeer my. Baie vreemd, maar dit is nogal, en ek het gelees en ek staan daarby, betrokke ouers gee suksesvolle kinders. So 'n ouer moet ook nie, maar ek het nooit, ek behandel nie kinders alleen nie, ek doen nie intervensie alleen nie. Ek moet die ouer help om daardie inligting wat ek nou het te gaan toepas by die huis. Ek sien die baba, 'n baba kan jy net 14 minute kan jy behandel. Dan raak hulle fuzzy of dan raak hulle is nie meer lus om saam met jou te werk nie, want dit is hoe lank hulle konsentrasie tot en met 18 maande is. So dan moet ek vir die ouer bemagtig om dit te gaan doen, want sy sien haar kind 24 uur 7 dae 'n week. So ek moet 'n ouer oplei en haar bemagtig dat sy met haar kind kan speel. Ek is baie bly jy sê So ek kan nie sonder ouers werk nie. Ek doen dit net nie. Ek kom baie keer agter dat die mamma se amper trots voel as my kind 5 terapie of 5 plekke stimulasie kry of 6 of 7 en maar hulle eie aandeel aan hierdie stimulasieprogramme is nie oorheersend in die gesprek nie. So dis hoekom ek graag met jou die vraag vir jou die vraag. Ek is ook 'n ma, my oudste kind is 40 jaar oud. So ek as ma, ek moet sê, ek dink een van die moeilikste rolle in 'n mens se lewe is ouerskap. Dat jy kry nie opleiding daarin nie, jy weet nie doen jy reg nie, jy voel altyd jy doen te min, jy skiet te kort. Dis asof almal altyd die ouers dit is 'n alleen pad en jy kan soveel goeders lees, maar dit is nie iets wat jy op jou kind altyd van toepassing is nie. So ek dink ouers se onsekerheid maak dat hulle kinders makliker kan aflaai. Maar as jy as terapeut die ouer betrokke het en laat hulle besef, maar dis nie my kind nie. Ek is dalk op daardie oomblik die ene wat 'n bietjie meer van ontwikkeling weet, maar my doel was nog altyd dat ek die ouer alles leer wat ek weet. En dan kan hulle gaan verder lees daaroor. Maar dit help nie, jy moet jou kind die hele tyd na my toe bring nie, en wat is die vordering? So, ouers, jy as terapeut moet die ouers oplei om te gaan doen. En vandag raak dit net eenvoudig te duur. En die onkostes, en die kinders doen regtig baie beter. Ek kan net sê, met absolute, dat die ouers het ek opgelei en ek het dit gaan toets, hoe vinnig 'n ouer iets leer. En is binne die sessie wat jy doen, of na 2 weke as jy dit dan weer vir hulle herhaal, dit hulle kan doen. So ouers, volgens is net vir my, het baie meer ervaring as wat hulle self dink. So as jy as terapeut die ouer kan help, om jou te help, dan gaan die kind vinniger vorder. Maak nie saak wat is die diagnose nie. Dis my standpunt.
Baie dankie, jy antwoord my baie goed. Tannie Dorothea, ons weet nou almal dat Tannie vir 40 jaar lank by hierdie kinderinligtingseentrum gewerk het. Ek moet sê dis al 'n groot mylpaal. Nou wil ek net weet watse hoogtepunte het vir Tannie uitgestaan by hierdie kinderinligtingseentrum. Weet jy dit is nou so lank en daar's soveel hoogtepunte mense, maar wat my hoogtepunt is dit ek 'n verskil kon maak in 'n baba en in 'n ouer se lewe. Elke keer daardie dankbaarheid as 'n mamma inkom en ek kan sien hoe gespanne is sy. En sy stap daar uit met 'n glimlag op haar gesig. Dit was my beste hoogtepunt. Ja, ek het nou, daar was goed wat ek gedoen het. Ek het artikels geskryf, ek het navorsing gedoen, ek het my PhD gedoen, maar my hoogtepunt was dit ek elke keer dat ek 'n gelukkige ouer uit my kantoor uitgestuur het. Dit is my hoogtepunt. Nou gaan Tannie se werk in die veld van intervensie vir kinders met Down-sindroom ook na aftrede opbou. Tannie was so goed daarmee en het so baie vir mense soos ek beteken. Weet jy, Shirley, ek is iemand wat regtig nogal baie taakgeoriënteerd is en ek moet lank myself voorberei voordat ek regtig in my kop kan verstaan wat gaan nou gebeur. En ek het al 5 jaar terug het ek my voorberei vir die dag wanneer ek aftree. En ek het toe gedink so 2 jaar terug, weet jy, ek gaan ook die intervensie staak, maar die Here het dit net op my hart ek wil nie stop nie. So, en toe het ek die mediese tandheelkundige raad, die HPCSA, soos wat ons dit maar ken, as arbeidsterapeut kan ek registreer tot ek 71 jaar oud is. So ek kan vir die volgende 6 jaar nog my hande op baba sit. So ek gaan nie onmiddellik stop met my intervensie en die babas met Down-sindroom. Daar is baie vaardige ander terapeute by die hospitale en ek glo hulle sal so intoe gaan, maar ek het net besluit, die kinders waarmee ek die jaar werk, gaan ek nie net los nie. Ek sal die pad met hulle stap. Daar's van die babas wat ek op 6 weke gesien het, wat nou al 18 is, ander kinders wat al 21 is, daar's ander wat 36 is. So ja, mens sê nie, jy gee nie net 'n handdruk en sê nou is ek klaar nie. Ek dink die tipe werk is daar nie, dit is 'n reis saam met die familie. Jy het nie regtig 'n eindbestemming nie. As dit vir jou sin maak. Ja, dit is 'n goeie antwoord, Tannie. Tannie Dorothea, eerstens wil ek baie dankie sê dat Tannie gekom het om in hierdie ateljee Tannie se storie te kom vertel. En dan tweedens wil ek vir Tannie baie dankie sê dat Tannie my altyd gebruik het om by die universiteit met hulle 4-jaarse studente gaan praat het. En dankie dat Tannie so beteken vir mense daar buite, maar ook vir my persoonlik. Ek is lief vir Tannie. Ek is net so lief vir jou. Dankie, Cherie. En moet net nooit ophou met jou werk ook nie. Daar is ook nie 'n afsnytyd vir jou nie, hoor. So jy moet aanhou en die absoluut die werk doen sodat die mense daar buite moet weet dat jy moet ander met respek moet behandel, maak nie saak wat is as 'n mens se uitdagings in die lewe nie. Probleme kan ek nie oplos nie, maar met uitdagings kan 'n mens mense help. Ja. En dit is wat jy doen met die werk wat jy doen met jou self-advocacy werk. Wat is dit in Afrikaans? Ek weet nou nie. Is 'n kampvegter. 'n Kampvegter vir 'n saak. Jy's so formidabele vrou, ja. Nee, jy's 'n kampvegter. Baie dankie, Tannie. Dankie.